My volgende vraag is, watter grootste lesse het jy geleer in moeilike tye en terugslae? Ons gaan neig in 'n besigheidswêreld as dit swaar gaan, as die ekonomie swaar gaan, om so 'n bietjie dieper te delf, dieper planne te dink, jou kantoor so 'n bietjie toe te hou en te sê, ek vat so 'n bietjie stokkie binnekant. Wat het jy geleer? Wat is jou grootste lesse? Pastor, kan jy by jou begin? Ek dink, die mens leer elke dag lesse in jou persoonlike lewe en jou Christendom, maar ek dink sommer nou, as ek van onlangs praat, ons in die boerdery het 'n baie moeilike seisoen wat ons begin het, en ek dink daar's nog baie droogte daar buitekant, veral in die Karoo, en hierdie droogte sit 'n stukkie punt op jou, en ek het vir myself voorgeneem, as jy so deur 'n diep gaan, dan besef jy weer eens, jy is 100% afhanklik van die Here. Nie 99% nie. En ek dink, daai afhanklikheid moet jy nooit in jou lewe verloor nie. En ek het vir myself ook besluit, dat as ek deur hierdie stukkie gaan, dan sal ek dit weer nooit vergeet. Want onthou, mens gaan altyd, die storm gaan altyd verby, en die son skyn weer môre, maar moenie vergeet van daai afhanklikheid nie. En dan die tweede punt is dit, as daar so 'n bietjie diep punt is, dan kom daar so 'n stukkie nederigheid in jou. En weer eens, as daai nederigheid klaar verby is, hou hom voor in die pad. Nee, baie dankie, is baie mooi. Voor Skalk antwoord, ek het saam op vis gevang, en dan gooi ons op 'n plek op die dam, ek verstaan nie lekker nie, ek het nog die dam is vol visse. Dan by daar niks nie. Dan sê hy, nee, wag. Dan ry ons na 'n nuwe plek toe, dan bekruip ons die plek, en daar by die vis. Nou, hoe het hy geweet die vis by daar? So, my vraag gaan nou eerste wees aan Skalk, is die moeilikste tye in jou bedryf, is die vis nie byt nie. Jy wil hoeveel tyd het ons? Sien die probleem, en ek sien Charles sit op hier, so die probleem is met, wanneer jy saam met my gaan vis vang, verwag jy van my om 'n vis te vang. So dis die druk wat ek op my het, as ek by hom gaan koffie drink, moet hy die beste koffie maak. Charles, as ek na hom toe gaan, dan verwag ek hy moet my kan sê, luister, hoor dis daai spier. As hy dit nie weet, en dink ek, jy weet wat jy jou graad gekry. So, net om terug te kom, dat dit uitsukkel het, en ek sê dit regtig uit my hart, dat ek het 'n mentor gehad met die naam van hom, Apie Sirania. Hy het altyd vir my gesê, Skalk, die dag as jy nie iets vang, het jy die meeste geleer. Yes, en ek wou nie dit aanvaar nie, want ek leer net as ek goed doen. En hoe ouer ek geword het, hoe meer het ek besef dat deur te sukkel en deur moeilike tye te gaan, leer jy verskillende angles, en leer jy om God te vertrou, en leer jy om te weet, maar luister, dit gaan weer reg. Jy moet embrace, en ek het 'n eenvoudige filosofie wat ek altyd sê, kom ek sê as ek op die dam is, en ek reën nat en ek kry koud, dan sê ek, jy moet bietjie mens wees, jy moet bietjie voel, jy moet bietjie koud kry, jy moet besef jy lewe. En dit vat ek maar altyd saam, want ek weet dit gaan weer beter word. Nee, dankie. Etienne? Deel vir my was dit gewees om alles oor te gee. Casper het voorbeeld aan gewaak, en dit was iets in my lewe ook gewees, om te weet dat ek is nie in beheer van wat gebeur nie. God is in beheer, hy weet wat kom. Ons moet net op hom vertrou, op alles wat ons doen. Daar's tye wat makliker is, daar's tye wat moeiliker is, maar hy is in beheer. So die lesse wat ek geleer het, was regtig gewees om nie te bekommer oor môre nie. Want ek het al telke male gesien hoe hy deurkom wat menslik onmoontlik is. So ja, dis om alles oor te gee.